Hallo en welkom. Vandag duik ons in een van die belangrikste vaardighede in algebra, faktorisering deur gemeene faktore. As jy hierdie tegniek kan baasraak, glo my, dan ontsluit jy 'n hele nuwe wêreld in wiskunde. So, is jy gereed? Kom ons spring dadelik weg. So, wat presies is faktorisering? Wel, hier is die goeie nuus. Jy ken alreeds die helfte van die storie. Faktorisering is, heel eenvoudig, die omgekeerde van iets wat jy al honderde kere gedoen het. Hakies uitbrei. Dink so daaraan. As uitbreiding is soos om 'n netjiese pakkie oop te maak en alles uit te pak, dan is faktorisering om alles weer netjies terug in die boks te sit. Dis letterlik net die teenoorgestelde proses. Goed, hier is ons plan van aksie vir vandag. Ons begin met die basiese definisie, dan bou ons op na die vind van eenvoudige gemeene faktore, daarna kyk ons na gemeene hakies, ons leer 'n baie slim triek en ons sluit af deur te verstaan hoekom hierdie vaardigheid so ongelooflik belangrik is vir jou toekoms in wiskunde. Reg, so kom ons begin by die heel begin. Soos ons gesê het, faktorisering is basies die teenoorgestelde van hakies uitvermenigvuldig. Ons neem 'n uitdrukking en ons breek dit af in sy oorspronklike boustene, of soos ons hulle noem, sy faktore. Hier is die meer formele definisie. Jy sien, ons neem 'n uitdrukking wat bestaan uit terme wat bymekaar getel of van mekaar afgetrek word en ons herskryf dit as 'n produk, iets wat met iets anders vermenigvuldig word. Dit is die einddoel van die hele oefening. OK, ons eerste en belangrikste tegniek. Onthou dit asseblief goed. Voordat jy enige ander, meer ingewikkelde metode van faktorisering probeer, is jou heel eerste stap altyd om te soek vir 'n eenvoudige gemeene faktor. Dis die fondasie waarop alles anders gebou word. Nou, hier is waar jy jou speerderhoed moet opsit. Vir enige uitdrukking, vra jouself hierdie een kritiese vraag. Wat is die grootste getal en die grootste veranderlike wat in elke liewe term kan indeel? Daardie antwoord, daardie leidraad, is jou gemeene faktor. Kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. 2x minus 6x kwadraat. Goed, wat is die grootste getal wat in 2 en 6 kan deel? Dis maklik, dis 2. En albei terme het ten minste 1x. So, ons gemeene faktor is 2x. Wat ons nou doen is, ons haal daardie 2x uit en plaas dit voor 'n hakkie. Binne die hakkie skryf ons neer wat van elke term oorbly. Dis amper soos om die vermenigvuldiging ongedaan te maak. Goed, jy is nou gereed vir die volgende vlak. Wat gebeur as die gemeene faktor nie met 'n eenvoudige getal of 'n veranderlike soos x is nie, maar 'n hele volledige hakkie? Dit klink dalk 'n bietjie intimiderend, maar die beginsel bly presies dieselfde. Onthou gou hierdie eenvoudige voorbeeld. As ons 2y minus ay het, is dit mos duidelik dat y die gemeene faktor is. Of hoe? Ons haal die y uit en wat bly oor? Wel, 2 minus a. Hou hierdie prentjie in jou kop, want dit is die sleutel tot die volgende stap. Nou kyk wat hier gebeur. Dis presies dieselfde patroon. Maar in plaas van 'n eenvoudige y wat die gemeene faktor is ons gemeene faktor nou die hele hakkie x minus 1. Die groot geheim hier is om daardie hele hakkie te sien as een enkele ding of item. So, as ons daardie gemeene hakkie, x minus 1, uithaal en voor 'n nuwe hakkie sit, wat bly dan oor? Van die eerste term bly daar 'n 2 oor en van die tweede term 'n minus a. En daar het jy dit. Die gefaktoriseerde vorm is x minus 1 vermenigvuldig met 2 minus a. Die kernpunt is dus, behandel 'n gemeene hakkie presies soos jy 'n eenvoudige gemeene faktor sou behandel. Reg. Nou vir 'n proewenk. Jy gaan soms 'n probleem kry waar die hakkies amper dieselfde lyk, maar die terme is so bietjie omgeruil. Moenie paniekerig raak nie. Daar is 'n baie slim truc hiervoor. Kyk gou na hierdie een. 5a minus 2 minus b 2 minus a. Ons wil so graag 'n gemeene hakkie uithaal, né? Maar op die oomblik kan ons nie, want a minus 2 is mos nou nie presies dieselfde as 2 minus a nie. Sien jy dit? Die een is a minus 2 en die ander is 2 minus a. Hulle is amper soos speelbeelde van mekaar. Die groot vraag is, hoe kan ons hulle identies maak sodat ons kan faktoriseer? Hier is die towerstaffie wat ons nodig het. Die reël sê dat x minus y presies dieselfde is as negatief 1 maal y minus x. Met ander woorde, deur 'n minusteken as 'n faktor uit te haal, kan ons heeltemal wettig die volgorde van die terme binne in die hakkie omruil. Dis die sleutel tot die hele strategie. Kom ons pas die reël stap vir stap toe. Ons los die eerste hakkie 5a minus 2 net soos hy is. Nou, by die tweede term, vervang ons 2 minus a met sy maatjie minus a minus 2.
Dit gee ons dan 'n minus b wat vermenigvuldig word met 'n minus a minus 2. En wat gebeur as 'n minus met 'n minus vermenigvuldig? Jep, dit word 'n plus. Skielik verander ons uitdrukking na 5a minus 2 plus ba minus 2. En kyk nou net, ons het 'n pragtige gemeene hakkie, a minus 2. Haal hom uit en die antwoord is a minus 2, 5 plus b. Sien jy hoe daai klein triek die hele probleem oopgesluit het? So ons het nou al hierdie cool tegnieke geleer, maar die vraag bly, hoekom is dit so belangrik? Die antwoord is eintlik baie eenvoudig. Faktorisering is nie net 'n losstaande onderwerp nie. Dis 'n fundamentale stuk gereedskap wat jy in byna elke ander area van wiskunde gaan gebruik. Hierdie aanhaling som dit eintlik perfek op. Jy kan dink aan algebra as die taal van wiskunde, en faktorisering is een van die belangrikste grammatikale reëls van daardie taal. As jy dit eers onder die knie het, gaan soveel van die onderwerpe wat voorlê net soveel meer sin maak. Kyk net gou hierna. Wil jy algebraïese breuke vereenvoudig? Jy het faktorisering nodig. Wil jy kwadratiese vergelykings oplos en die x-afsnitte van grafieke kry? Jy het faktorisering nodig. Selfs in vakke soos trigonometrie en kalkulus, die wiskunde wat jy later gaan aanpak, sal hierdie vaardigheid oor en oor sy kop uitsteek. So die boodskap is duidelik, die werk wat jy nou insit om dit te verstaan, gaan jou later ongelooflike dividende betaal. En ek wil jou met hierdie gedagte los. Hierdie hele idee om 'n gemeene faktor te vind, om die kern van 'n probleem te identifiseer en dit te vereenvoudig, is nie net 'n wiskundige truc nie. Dink 'n bietjie daaroor na. Waar anders in die lewe of in ander vakke kan die soeke na 'n gemeene deler jou help om 'n regtig ingewikkelde situasie skielik baie eenvoudiger te maak? Dankie dat jy saam met my gedink het.